Ek hoop dat dit daar waar jy jouself bevind, dat jy werklik ook rustig kan wees en dat jy 'n stadiger tempo ook aanneem, ook in hierdie tyd. Baie welkom by vanoggend waar ons stadiger beweeg en stadiger leef. Dit is so dat daar baie redes is dat twyfel baie keer my en jou kom beetpak en amper wanneer die twyfel toeslaan in ons lewens, dan raak ons bietjie verboureerd of ons voel bietjie of ons in niemands land is. En dit gebeur want daar's 'n klomp goed, daar's 'n klomp uiteenlopende standpunte deesdae oor geloof en mense dink nie altyd meer soos wat ons voorgeslag, my voorouers geglo het, generasies voor ons nie. Dit amper 'n moeilike landskap is waardeur mens partykeer navigeer binne kritiese stemme oor die bestaan van 'n godheid, maar ook die noodsaaklikheid van godsdiens. Maar hoe dit ook al sy, daar is verskillende redes wat mense partykeer by so 'n plek van diep twyfel bring. Maar dit is juis in plekke soos daardie waar ons uiteindelik geestelike dissiplines gebruik om ons op 'n manier weer te grond amper in die verhaal van God. Deur stilte en afsondering om gebed toe te pas. Verskillende forme 'n gebed as 'n manier om jouself tot God te rig. Wat nie noodwendig met 'n klomp woorde gevul is nie, maar dit amper dat dit die toestand van jou gemoed in jou geestelike wêreld, jou innerlike geestelike landskap diep kom raak en beïnvloed. Nou skryf Paulus aan jong Timoteus en ek lees hierdie gedeelte saam met jou. 1 Timoteus 4 vers 7. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Hy begin daardeur in vers 6 te sê, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. En dan net in die perikoop hiervoor praat hy oor mense wat afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende leerstellings volg en 'n klomp bose geeste aanhang. En hy praat van dwaalleraars en daarom bemoedig hy vir Timoteus. Hy sê jy moet van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly en dan oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dis 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Om jou liggaam te oefen het waarde, het 'n bietjie waarde, maar om jou toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit hou hierdie belofte in. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. En baie keer sal 'n mens dink, dit is vinniger, harder, meer. Dit is hoe oefen lyk, want in ons koppe en ons prentjie het ons harder, meer gereeld. Amper dat dit 'n mens moeg maak. Maar dat jy opdaag in die Here se teenwoordigheid as iemand wat dan nou deur die Here versorg en deur die Here toegerus en die Here bekragtig word. Dit gaan nie oor prestasie nie. Ek onthou baie keer in die verlede as ek saam met op die landloopspan geoefen het, hoe ek partykeer altyd so moedeloos was as ek die een is wat laaste in die oefensessie klaarmaak. En ek weet ek gaan nou baie hard moet inspann om te oefen. Dit is ook goed, dit bring ook goeie goed mee om hard te oefen.
Maar hierdie oefen jou om in toewyding aan God te lewe is om op te daag en amper vir die Here se koers, die Here se rigting, fyn ingestel te wees op dit wat sy Gees ook in my en jou lewe wil doen, waarvan hy jou wil bewus maak. Klein geloofsdissiplines wat jy herhaaldelik besoek, opdaag. In hierdie stilte, in hierdie ruimtes om op te daag. 'n bekende skrywer Alexander Solzhenitsyn het klomp jare in Russiese strafkampe deurgebring en in plaas van hierdie ervaring dat dit sy gees geknak het, het dit wonderbaarlik sy geloof versterk. En hy het 'n bekende gebed geskryf en hy vertolk dit so. Hy sê, hoe maklik is dit vir my om met U te leef, o Here, hoe maklik vir my om in U te glo. Wanneer my gedagtes in verwarring verval of struikel, wanneer die slimste mense nie verder kan sien as tot by hierdie dag se einde nie, en ook nie presies weet wat die afloop of uitkomste van môre gaan wees nie, skenk aan my daardie onverstoorbare sekerheid dat U bestaan en dat U sal sorg. 'n onverstoorbare sekerheid dat U bestaan en sal sorg. Ja, dat al die weet oor die goeie dinge in die lewe nie gesluit is nie. Op die kruin van aardse sukses en roem kyk ek vandag met verwondering terug op die pad wat ek alleen nooit self sou vind nie. 'n wonderlike pad deur wanhoop heen tot by die punt waar my lewe ook nou 'n weerkaatsing van 'n lig verander kan wees. En soveel as wat ek nog teenoor ander moet afspeel, sal U self vir my moontlik maak. Maar van dit wat ek nie kan behartig nie, het U reeds aan ander toe vertrou. Hierdie onverstoorbare sekerheid, hierdie dankbaarheid, dat die wee tot alle goeie dinge nie gesluit is nie. En dat die Here hierdie pad wat ek alleen nie sou vind, as dit nie vir hom was nie. Mag hy vir my en vir jou help wanneer jy sy teenwoordigheid inoefen. Sien hoe jy ook daardeur versterk word. Here, baie dankie dat ons in stilte tot U kan nader. Here, en dankie vir die onverstoorbare vrede wat U vir ons gee, wanneer ons ook tot U nader. Amen. Seën vir jou en 'n mooi dag.